Baie welkom by hierdie week se klein groep materiaal. Ons is nou al besig vir 'n hele klompie weke om te gesels oor werk en wat se effek ons geloof en ons Christendom op ons werk het. Verlede keer het Iwer bietjie met ons gesels oor die gevaar wat ons werk het, dat dit baie keer 'n afgod word in ons lewens en dat ons werk bo die Here self stel. Vanaand gaan ons dit bietjie verder vat. Vanaand gaan ons bietjie praat oor ons storie van werk. Hoe kyk ons na werk en wat se storie plaas ons dit? En ek dink jy ons besef dit altyd nie, maar ons lewens tyd spandeer ons tussen 80 en 90.000 ure aan werk. En die groot ding is, as jy dit nie in die regte storie plaas nie, dan affekteer dit hoe jy na die lewe kyk ontsettend baie. So kom ons spring vanaand weg en ek wil sommer net vir julle hierdie eenvoudige vraag vra is, recap bietjie verlede week, dink bietjie wat het julle gehoor, wat het by jou bygebly hierdie afgelope week en waarin het jy regtig herkou en oordink hierdie laaste week van wat jy laas week gehoor het. En julle paar weke terug tydens ons Korintiërs reeks, het ek hierdie storie in 'n erediens vertel. So vir baie van julle gaan dit bekend wees, maar ek dink hierdie storie som die storie van ons werk ontsettend goed op. Imagine gou, jy is op pad na jou werk toe daar ergens in Johannesburg en jy staan op die Gautrainstasie en hier kom 'n baie random ou na jou toe en hy sê net vir jou, hoor jy geweet of onthou jy, die wetenskaplike naam vir 'n olifant is Loxodonto africana. Nou, jy kan hierdie ervaring van hierdie random ou wat hierdie random ding vir jou sê, binne 'n paar stories plaas. Die eerste storie is, jy kan plaas dat hierdie ou is heeltemal koekoes, hy is van sy sinne beroof, hy moet dalk Weskoppies toe gaan, en dis hoekom hy hierdie random ding vir jou sê. Die tweede storie waarna jy dit kan plaas is dat jy kan dink oor ja, maybe het hierdie ou gister met iemand gepraat wat min of meer soos ek lyk, min of meer dieselfde gelaatstrekke as ek het, en hulle het gepraat oor olifante en die wetenskaplike name daarvan, en toe hier op die Gautrainstasie misgis hierdie ou my vir daardie ou waarmee hy gister gepraat het, en dis hoekom hy vir my die wetenskaplike naam van olifant kom sê. Of die derde storie waar jy dit potensieel aan kan plaas, is dat hierdie ou is 'n Iranese spy, en Loxodonto africana is sy codename of sy codeword wat hy kom gee om sy identiteit te reveal. Nou, die crucial ding is, die storie waarin jy hierdie ervaring plaas, bepaal jou reaksie. As jy nou kyk na die eerste storie, as jy dink oor hierdie ou is mal, en jy moet, dis 'n random ou wat net vir jou hierdie random goed kom gesit, en hierdie ou moet in Weskoppies kom, gaan jy net daar, gaan jy die telefoon op tel, jy gaan vir Netcare of 911 bel, en jy gaan sorg dat hierdie ou opgeneem word in Weskoppies. As jy dink hierdie ou is mistaken identity, hy misgis jou vir iemand anders, gaan jy op 'n sekere manier reageer. As jy dink hierdie ou is 'n Iranese spy, gaan jy hopelik die polisie bel, en jy gaan nie hom bykom met jou beste regterhoek nie. Jy gaan hopelik die polisie bel en hulle gaan hom kom arresteer. Maar imagine jy is verkeerd. Imagine jy reageer verkeerdelik op hierdie storie waarin jy dit plaas. So die storie waarin jy jou ervaring plaas, het 'n groot effek op jou reaksie. Filosowe praat van hierdie as jou wêreldbeskouing. Hulle sê ons plaas ons hele lewe binne 'n sekere storie, en net so plaas ons werk ook binne in 'n sekere storie. Die storie waarin jy jou werk plaas, hoe jy na jou werk kyk, bepaal hoe jy daaroor gaan reageer. Bepaal hoe jy dit gaan hanteer, bepaal hoe jy dit gaan benader, bepaal hoe jy elke dag gaan werk. En natuurlik is daar verskeie stories hoekom ons werk. Dit is daai groot Simon Sinek vraag van always start with the why. Hoekom werk jy? Die storie bepaal die hoekom.
So dis my vraag vir jou, die tweede vraag vir vandag. In watter storie plaas jy jou werk? Of dalk anders gestel, in watter storie plaas jou werk jou? Hoe kyk jy na jou werk? Wat is die groter storie rondom jou werk? Gesels bietjie daaroor. In ons westerse wêreldbeskouing, in ons hyper individualistiese consumer mindset wêreldbeskouing, bepaal dit grootendeels die storie waarna ons werk plaas. Vir ons gaan jou werk primêr om geld te maak, om 'n lewe te maak. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar in daai erediens het ek ook gesê oor die beste toets om dit te toets is, gaan vra vir 'n graad 1 kind, wat wil hulle eendag word? En hulle sê vir jou al die diensbare bedrywe wat daar is. Brandweerman, polisieman, ambulans, lewensredder, en so gaan hulle aan, dokter. Hierdie mense, of hierdie klein kindertjies, wil graag 'n verskil maak in ander mense se lewens. Die meeste van die kinders vandag kies beroepe oor waar hulle die meeste geld kan maak. En ek weet daar's 'n klomp ouers wat hulle kinders so adviseer dat hulle daardie storie moet volg vir hulle werke. Dat hulle moet kies om 'n werk na te volg waarin jy die meeste geld in gaan maak. En dis die storie, die groot storie waarin ons werk plaas. Tim Keller, ons is besig met hierdie boek van Tim Keller, Every Good Endeavor, en hy skryf hierdie volgende, hoor hoe som hy dit op in sy boek. Hy sê, yet, despite this growing consensus, it is probably fair to say that the implicit assumptions in the marketplace are that making money is the main thing in life. That business is fundamentally about accumulating and wielding power, and that maximizing profit within legal limits is an end in itself. The reason is that sin runs through the heart of every work and the culture of every enterprise. The result is polluted rivers, poor service, unjust compensation, entitlement attitudes, dead-end jobs, dehumanizing bureaucracy, backstabbing, and power grabs. This is why it is so important for us to be intentional in applying the counter-narrative of the gospel to business. Die krisis is, die wêreldse storie van hoekom ons werk, het ons ingesluk. En dit het ons storie ook geword. Ons dink net soos wat die westerse individualistiese consumer-driven wêreld met daardie wêreld uitkyk, met daardie wêreldbeskouing, met daardie storie, dink ons ook, ons primêre rol in ons werke is om soveel geld as moontlik te maak. En om soveel as moontlik te spaar. En dit bepaal ons reaksie teenoor ons werk. Paulus skryf nogal baie hieroor in sy briewe aan verskeie gemeentes in die Nuwe Testament. Maar ek wil vandag by 2 tekste stil staan. Ek gaan eers kyk na Kolossense 3 en daarna gaan ek kyk na Romeine 12. So kom ons lees dit saam. Ek gaan dit uit verskillende vertalings uitlees, so julle kan sommer net saam op die skerm volg. As julle ander vertalings het by julle, is julle welkom om dit saam ook daar na die tyd te lees. Maar kom ons lees Kolossense 3. Paulus skryf daarso in Kolossense 3 vers 17, hy sê, en wat ook al julle sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wat ook al julle sê of doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus, en dankie God die Vader ook deur hom. En dan skryf hy hierdie profound woorde aan die gemeente in Romeine 12, maar ek wil graag om Eugene Peterson se vertaling daarvan lees, want ek dink dit help ons ontsettend baie om anders te kyk na die storie van ons werk. Hoor wat sê hy? Hy sê, so here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering.
Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Hoor wat sê hy nou? Hy sê, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Wow. Daai teksgedeelte is profound. Deel bietjie met mekaar, wat hoor julle in hierdie twee gedeeltes? Paulus challenge ons daar in Romeine 12, sê hy, hoorie, moenie toelaat dat die wêreldse storie ons verbeelding so oorneem, dat dit ons half pollute nie, dat dit ons besoedel met hulle wêreldbeskouing nie. Ons moet doelbewus die hele tyd ons werk vat en ons moet dit binne in ons Christelike wêreldbeskouing plaas. Ons moet seker wees ons werk is geanker en gegrond binne in ons Christelike uitkyk storie van die lewe. Hoe ons baie keer daaroor dink, is ons dink dat ons Christelike verpligting by die werk is, ons moet net so eerlik as moontlik wees, ons moet nie steel nie, ons moet nie dronk by die werk aankom nie, en ons moet nie 'n affair met een van my kollegas hê nie. Maar om 'n Christelike wêreldbeskouing te hê teenoor ons werk, nee, om ons werk binne 'n Christelike storie te plaas, is soveel meer. Ander mense dink weer baie dualisties, hulle deel hulle lewe in verskillende kompartemente op. Hulle sê, hoorie, okay, ek het 'n werkslewe en ek het 'n sosiale lewe en ek het 'n geloofslewe en ek het my familielewe. En wat hulle dan doen is, hulle dink, hoorie, okay, vir my om my Christendom by die werk uit te leef, moet ek net daardie geestelike lewe of geloofslewe by die werk afcheck. En waaruit bestaan dit? Is Bybel lees en gebed. En dis goeie goed, hoor my reg. Maar wat daai mense baie keer doen is, hulle stig dan 'n gebedsgroep of 'n Bybelstudie by die werk. En hulle dink daarmee, okay, ek het daai boksie afgetik. Ek het my geloofsdinge by die werk afgetik. Maar om jou werk vanuit ons Christus storie te kyk, nee, en dit binne in daardie storie te plaas, beteken dit eintlik, hoorie, ons moet 'n ander lens opsit, ons moet ander brille opsit en ons moet anders na die lewe kyk. Ons moet besef dat alles wat ek doen, moet 'n lewende offer wees vir die Here. Alles wat ek doen, alles wat ek sê, elke vergadering wat ek bywoon, elke budget call wat ek maak, moet ek besef, hoorie, die bottom line is nie net om geld te maak nie. Die bottom line is om God te verheerlik deur wat ek doen. En dit verander dan alles. Ewe skielik werk ek nie net om die grootste wins as moontlik te maak nie. Ewe skielik werk ek om mense te dien. Want om te dien, sien ons reg deur die evangelies en die Nuwe Testament, is een van die primêre Christelike waardes. Ewe skielik is 'n ander bottom line is om die wêreld 'n beter plek te maak. Om te sê, hoorie, deur my werk gaan ek toesien dat hierdie industrie anders funksioneer en dat ons 'n verskil maak in die wêreld. Ewe skielik is daar nog 'n bottom line. Ewe skielik besef ek ook, hoorie, maar ek is ook verantwoordelik om na die ekologie, na die skepping om te sien. So hoe kan ek deur my werk na die skepping om te sien? En natuurlik is nog 'n bottom line is om goeie produkte of goeie diens te lewer, om excellence na te jaag. Wat nogal baie link by om in die wêreld 'n verskil te maak, is nog 'n bottom line is om te sê, hoorie, maar ek wil graag deur my werk skep. Ek gaan nie alles in my werk doen om altyd so min as moontlik uitgawes te hê nie, maar ek gaan kyk dat ek in 'n land soos Suid-Afrika waar werkloosheid 40% is, gaan ek soveel as moontlik werk skep. As net wins najaag jou bottom line is, gaan jy mense eerder retrench as om werk te skep. En dan die grootste ding is,
Ek gaan deur my werk, deur hoe ek werk, deur hoe ek met mense skouers skuur, deur hoe ek kliënte sien, deur hoe ek vergaderings lei, deur hoe ek in vergaderings deelneem, deur hoe ek 'n report aan my werk, aan my kollegas of aan my werkgewer, gaan ek mense bewus maak van God se realiteit deur hoe ek werk. Deur hoe ek werk gaan mense die vrug van die Gees in my lewe sien. Die voordeel en die nadeel is, ons leef in 'n wêreld wat gevorm is deur 'n Christelike wêreldbeskouing. So baie keer kan mense nie eers die verskil sien tussen Christene en nie-Christene in ons wêreld nie, omdat ons hele wêreld gebaseer is op die Christelike etiek. Maar ek kan julle 'n brief gee, daar gaan geleenthede gebeur waar daar clashes is tussen 'n Christelike wêreldbeskouing, deur 'n Christelike storie of 'n Christelike uitkyk en jou besigheid se uitkyk. En hier is my volgende vraag vir julle. Watse waardes of watse karaktereienskappe moet jy gaan challenge by jou werk as gevolg van jou Christelike storie waarin jy jou werk plaas, as gevolg van jou Christelike wêreldbeskouing? Wat se goed gebeur al by jou werk, wat jy weet, hoorie, hierdie gaan lynreg teen die Christelike etiek. Hierdie is nie reg nie, hier is waar ons verkeerd gaan. Identifiseer daai goed in julle werksplekke en chat met mekaar oor hoe kan julle mekaar daaroor accountable hou. Weet julle, dis presies waar ons rol as klein groeplede en as community inkom. Eerstens, om mekaar te ondersteun, om vir mekaar te bid. Julle het nou gehoor van mense wat sê, hoorie, ek het regtig hierdie challenge by my werk. Daar's goed wat gebeur, wat onwettig is, wat oneties is, waar ons mense uitbuit om soveel as moontlik geld te maak. So bid asseblief vir my vir wysheid, sodat ek op die regte tyd die regte goed kan sê, om nie net 'n rebel te wees nie, maar om, soos ons by die gemeentekamp gepraat het, dat ons 'n weerstandige disipel sal wees. Dat ons nie net so saam met die wêreld sal vloei nie, maar dat ons sal opstaan op die regte tyd, op die regte manier teen hierdie praktyke. En dan die ander ding is om mekaar accountable te hou. Om seker te maak, hoorie, ons speel dit nie net die hele tyd veilig nie. Ons bly nie maar net stil nie, ons kyk nie maar net aan 'n kant toe nie, maar om mekaar accountable te hou en sê, hoorie, jy het hierdie goeders met ons gedeel. Het jy al daaroor gepraat? Het jy al dit teen dit opgestaan? En seker te maak, hoorie, ons leef ons Christelike wêreldbeskouing uit by die werk. Maar dit bring my by die laaste vraag. Watse geleenthede is daar by jou werk om mense te dien, om randfigure raak te sien en in te sluit, om die breër samelewing te dien, om bevoegdheid of excellent ten toon te stel, of om 'n getuie vir Christus te wees? Chat net weer lekker met mekaar, wees prakties en deel met mekaar die geleenthede. Help mekaar om geleenthede in julle werke raak te sien. Om te besef, hoorie, dat elke liewe werk is 'n roeping. Dis nie net dominees en onderwysers wat 'n roeping het nie. Elke liewe werk is 'n roeping. Deel dit met mekaar. Ons het aan die einde van vanaand gekom en ek glo julle het baie lekker gesprekke gehad en ek hoop julle het regtig lekker prakties geraak hier aan die einde van die sessie. Mag julle die koninkryk van die lewende Here Jesus Christus gaan uitleef by julle werk. Mag mense bewus wees van sy realiteit, juis as gevolg van hoe jy daar werk. En mag ons as Christene ons werke in 'n nuwe storie plaas, in die storie van Jesus Christus en sy wêreld. Ek wil julle nooi om saam met mekaar saam af te sluit. Julle het nou genoeg gehoor waarvoor julle by mekaar kan bid. Deel dalk ander gebedsversoeke met mekaar en dan sluit julle die aand so af. Genade en vrede vir julle.